En welkom aan almal wat vandag hierdie boodskap afgelaai het. My naam is Marius Hatting van Toerismos Bedieninge. Dis 'n voorreg om vandag weer 'n keer die woord aan julle te kan bring, maar voordat ons begin, kom ons open gou met gebed. Hemelse Vader, baie dankie in die naam van die liefdevolle Seun Here Jesus Christus dat U woord vandag weer gebring kan word. Ek vra dat U liefdevolle Heilige Gees die volle vryheid mag hê om U woord na vore te kan bring. Ek bid en ek vra dat mense U woord sal toepas, dat dit verandering in hulle lewens mag bring en dat hulle deurbraak mag vind en dat U naam daardie verheerlik mag word. En ek vra die gebed in naam van die liefdevolle Seun Here Jesus Christus. Amen. Nou ek sê weer 'n keer vir die mense baie welkom. Vandag wil ek gesels oor 'n onderwerp wat ek regtig glo die Here op my hart geplaas het. En die titel van my boodskap waaroor ek vandag wil praat is Ware hoop, 'n lewenspadkaart. En ek wil vandag 'n stuk deel in die Ou Testament en is in Esegiel. Die skrif is 'n taamlike lang skrif, maar dis belangrik dat ek die hele skrif lees, want die Here het my gewys om die hele skrif te lees sodat mense kan verstaan waar die punt vandaan kom wat ek vandag wil uitbring. En ek gaan lees uit die ou 1983 vertaling uit en die hoofskrif van daai stuk vir mense wat moontlik sal ken is, ek sal julle terugbring. So ek gaan begin lees uit vers 1, wat sê, die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne 'n laagte. Die laagte was vol bene. Vers 2, die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Vers 3, toe vra hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net U, Here, my God. Vers 4, hy sê toe vir my, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. Vers 5, so sê die Here my God vir hierdie bene, ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe. Vers 6, ek sal vir julle senings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal ek gees in julle gee, sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Vers 7, ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is en terwyl ek dit doen hoor ek 'n gedreun. Die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas. Vers 8, terwyl ek kyk, kom daar senings en vleis aan hulle en word daar vel bo oorgetrek, maar daar was nog nie gees in hulle nie. Vers 9, toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees, tree op as profeet. Mens, sê vir die gees, so sê die Here my God, kom uit die 4 windstreke gees, blaas in hierdie dooies in dat hulle kan lewe. Vers 10, ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het en toe kom die gees in hulle en hulle lewe in gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Vers 11, die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê ons bene is uitgedroog. Ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. Vers 12, tree op as profeet, sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Vers 13, wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Nou, die boodskap wat ek vandag wil bring is baie belangrik. Soos julle kan weet, ek het nou gesê die hoofskrif en die titel van my boodskap vandag is Ware hoop, 'n lewenspadkaart. En ek wil gaan na vers 11 toe, waar die Here vir Esegiel gesê het, mens, al die bene stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. En toe die Here hierdie stuk op my hart gebring het, het hy regtig vir my gewys hierdie laaste gedeelte van vers 11 waar hulle sê ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. En daar is so baie mense in vandag se tyd wat vandag in hierdie wêreld lewe wat
een of ander tyd in lewens hier laaste stuk gesê het, om te sê, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. Daai droë bene wat uitgedroog is, stel situasies in vandag se tyd in mense se lewens voor. Daai droë bene wat uitgedroog is, stel onmoontlike situasies voor waar daar nie 'n antwoord vir is nie. Dit kan 'n siekte wees, dit kan 'n finansiële behoefte wees, dit kan iets wees wat mense nie kan fisies sien moontlik is nie. En dit is wat die Here op my hart gebring het om vir mense te wys, en dis waar die Here vir Jesegiel gesê het om op te tree as profeet en vir hulle te sê in vers 12, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk. Ek sal julle terugbring na die land toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, sal julle besef ek die Here is. My punt wat ek hier wil maak, en die Here het uitgewys, mense daar buitekant het hoop verloor. Mense daar buitekant weet nie meer watter kant om te gaan nie. Die wêreld kan nie help nie, niemand kan help nie. En dit is waar die Here vir my gewys het. Mense se situasies waar, so wat Jesegiel gesien het, daai bene was droog, en soos wat Israel gesê het, hulle het nie hoop nie, is daar mense daar buitekant wat sê, hulle het nie hoop nie, en soos wat Israel gesê het, dit is klaar met hulle, so is daar mense daar buitekant vandag wat sê, dit is ook klaar met hulle. Maar, dit is belangrik, vers 12 waar die Here vir Jesegiel gesê het om as profeet op te tree, en hy sê, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, en ek sal julle terugbring. Dit is baie belangrik mense, en ek wil uitwys, en mense kan vir my sê, ja, maar dit is die Bybelse tyd, dit is 'n profeet wat die Here gebruik het vir Jesegiel om vir Israel 'n boodskap te bring. Goed en wel, dit is 100% korrek, maar mense, dit is so belangrik om te besef, en ek het van tevore uitgewys, dat die Here verander nie, God verander nie. En daar is so baie mense daar buitekant, wat op God wag vir 'n wonderwerk, wat op God wag om hulle te help, maar in die tussentyd wag die Here vir hulle. Die Here wag vir ons. En dit is belangrik dat mense dit besef, want mense wag vir die Here, as die Here, ek bid en ek dank U en ek glo en ek vertrou op U. Goed en wel, dis 100% korrek. Maar ons lewe in die laaste dae. Ons het nie baie tyd meer op hierdie aarde oor nie, en soos wat die Here sê, dis tyd dat die mense besef wat die Here vir ons klaar gedoen het. En dat van ons kant af die nodige gedoen moet word. En mense sal nou vir my kant sê, ja, soos ek nou genoem het, maar dis die Here se magtige werk wat Jesegiel gebruik het, 100% korrek. Maar dit is belangrik mense om te besef dat die Here werk in die gelowiges se lewe daagliks. En ek het 'n skrifgedeelte waar dit bevestig. En dit is in Efesiërs 3 vers 20. En ek gaan uit die boodskap uitlees waar dit sê, God is so magtig en sterk. Juis met daardie krag werk hy ook in ons. Hy kan en het dinge vir ons gedoen waarvan ons nie eens kan droom nie. Daar's hy, daar het ek dit net gelees. Soos wat die Here vir Jesegiel gesê het om te profeteer, en die Here het die nodige werk gedoen om haar situasie te verander en om weer hoop vir Israel te bring. So kan die Here in elke persoon se lewe werk, en hier bevestig ek het nou in Efesiërs 3 vers 20, dat God is so magtig en sterk, juis met daardie krag werk hy ook in ons. Hy kan en het dinge vir ons gedoen waarvan ons nie eens kan droom nie. Maar wat is die belangrikste ding van alles mense om hierso te doen? Eerste plek is om die Here en sy woord te volg. Dit is so belangrik dat ons moet weet waarop hoop ons. En mense sal vir my sê, ware hoop, maar hoop vir wat? En dit is belangrik mense, dat soos wat die Here en God vir Jesegiel gewys het, om vir Israel daai hoop te gee, het ons in vandag se tyd ook 'n hoop. En wat dink julle is dit? Daai ware hoop wat ons vandag het mense, is op Christus Jesus. En ek gaan 'n skrifgedeelte lees wat dit bevestig, en dit is in 1 Timoteus 1 vers 1, uit die Nuwe Lewende Vertaling uit, wat sê, hierdie brief kom van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, aangestel op bevel van God ons verlosser en Christus Jesus ons hoop. Nou, hier kom ek terug na, ek het nou uitgewys dat die Here werk in vandag se tyd, en vandag se lewe werk hy deur mense en deur sy krag. En wat is hulle hoop wat gekoppel is met daai krag wat in ons werk? Christus Jesus, wat die Here vir ons gedoen het. Maar, so wat ek nou gelees het daar in Jesegiel, so wat die Here vir Jesegiel gesê het,
om met daai bene te praat, om met daai bene te profeteer. So glo ek vandag die Here wil hê dat gelowiges as hulle in situasies is, wat moet hulle doen? Moet hulle gaan sit in paniek raak en stres en worry? Nee, dit is nie wat die Here wil hê nie. Want die belangrikste ding is, gelowiges is nie veronderstel om stil te bly nie. As hulle situasies in hulle lewens het, is nie veronderstel om net stil te wees en sê, okay, goed Here, ek vertrou op U, sal nie nodig doen nie. Dit is belangrik dat ons moet besef, ons het werk wat van ons kant af gedoen moet word. En kom ons kyk na 'n skrif wat dit bevestig, en dit is in Hebreërs 10 vers 23, en ek gaan lees uit die Bybel vir almal uit. En dit sê daarso: daarom moet ons aanhou om die dinge te glo en te sê wat ons hoop. Ons moenie daaroor twyfel nie. Ons kan baie seker wees daarvan, omdat God dit beloof het en hy sal doen wat hy beloof het. Dit is Hebreërs 10 vers 23 uit die Bybel vir almal, waaruit ek nou gelees het. En hier is die klempunt wat ek wil maak. Ek gaan die eerste stuk weer lees. Daarom moet ons aanhou om die dinge te glo. En wat moet ons saam met die glo doen? En te sê wat ons hoop. Met ander woorde, soos wat Esegiel na daai bene gekyk het, die Here vir Esegiel sê, profeteer en sê vir hierdie bene. En Esegiel het dit gedoen. En die Here het die nodige werk gedoen. So is dit belangrik dat ons as kinders van God vandag, en as mense situasies hanteer, wat moet hulle doen? Hulle kyk na 'n situasie en hulle moet nie vir die duiwel die vreugde gee en blydskap gee om te sien hoe mense sit in stres en huil nie. Die duiwel is verslaan, mense. Die Here Jesus Christus het die duiwel 100% verslaan aan die kruis. Maar dit is belangrik dat mense moet besef dat as 'n situasie in 'n persoon se lewe is, eerste plek, as mense sal sê, ja, nou goed, maar wat moet hulle maak? Dit is belangrik as mense 'n situasie in die lewens het en mense sal sê, maar wat is God se hoop? Hoe weet ons of die Here dit gaan doen? Baie belangrik, God is getrou in sy woord. God is getrou in sy woord. Met ander woorde, as daar 'n situasie kom, spreek daai situasie aan deur die woord van God en met die hulp van die Heilige Gees. Ek het in my vorige boodskap uitgewys, dit is wat die Here Jesus Christus gedoen het, toe hy deur die Satan in die woestyn versoek is. Met elke situasie wat die duiwel vir die Here Jesus probeer versoek het mee, het die Here Jesus hom teruggeantwoord, daar staan geskrywe. Ons is veronderstel as gelowiges om presies dieselfde te doen. As 'n situasie in ons lewens kom, is ons veronderstel om die woord van God toe te pas as finale gesag. En dit is ook belangrik waar mense sal sê, ja, maar dit was Esegiel, hy was 'n profeet gewees, die Here het hom in 'n magtige manier gebruik. 100% korrek. Maar mense, ek het nou net gelees in 1 Timoteus 1 vers 1 dat ons hoop is op Here Jesus Christus. En hoekom? Want Here Jesus het klaar vir ons alles bewerkstellig. Hy het klaar vir ons sondes aan die kruis betaal. Hy het klaar vir ons genesing aan die kruis betaal. Hy het klaar vir ons voorsiening aan die kruis betaal. Al wat elke persoon nodig het, is om dit te erken. En dis hoekom die Here het Esegiel na 'n vlakte toe gebring en hom na daai bene laat kyk. En die Here het vir Esegiel gesê, is daar enige hoop daarvoor? En dit was in vers 3, toe vra hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? En daar is geskrywe, ek het geantwoord, nee, dit weet net U, Here. Met ander woorde, die Here het vir Esegiel laat kyk, te sê, is daar enige hoop? En Esegiel vir hom sê nee. Maar toe sê die Here vir hom, doen die volgende. En Esegiel het die Here se instruksie gevolg en die Here het sy magtige werk gedoen en hy klomp bene 'n groot groep mense gemaak. My punt wat ek hier wil uitwys, mense, vandag is, elke persoon wat droë bene in hulle lewens, elke persoon wat situasie in hulle lewens het of iets in hulle lewens het wat onmoontlik is, wat nie meer reggemaak kan word nie. Een ding wat ons almal besef, en ek het dit in my vorige boodskap ook uitgewys, God is groter as enigiets. Ek het uitgewys in Filippense waar die Bybel maak dit baie duidelik waar dit sê, elke knie sal buig en elke tong sal erken. En ek het in my vorige boodskap uitgewys dat elke situasie of niks in die huidige wêreld is groter as God en die Here Jesus Christus en sy Heilige Gees nie. Daar staan geskrywe, elke knie sal buig. Dit beteken elke situasie, elke behoefte, wat ook al die situasies die toekoms mag bring, al daai situasies is kleiner as die Here.
al daai situasies moet hulle kniebuig voor die Here. Met ander woorde, my punt wat ek vandag hier wil uitbring is, as jy 'n situasie in julle lewens het, as daar behoeftes is, as daar iets is in julle lewens wat ek nou gelees het in Esegiel, as daar droë bene in julle lewens is, as daar 'n situasie in julle lewens is wat nie meer hoop het nie, wat alles moet opgegee is, wat moet julle doen? Julle moet weet dat God is groter as daai situasie. Vir God is enigiets moontlik. Die woord bevestig, God kan enigiets doen vir enigiemand wat glo. Maar dis belangrik dat die persoon dit weet, en dis ook belangrik mense om te besef dat as 'n persoon wil hê die Here moet in lewens werk, eerste plek, ek het nou gelees, belangrik in Hebreërs 10 vers 23 uit die Bybel vir almal uit, waar daar gesê word, daarom moet ons aanhou om die dinge te glo en te sê wat ons hoop. En as so my vra, maar hoop op wat? Mense, ek het nou net uitgewys, ons hoop is Jesus Christus. Ek het dit nou net gelees. Ons hoop is Jesus en wat die Here Jesus vir ons gedoen het. En weer 'n keer, wat het die Here Jesus vir ons gedoen? Hy het ons ewige lewe gegee. Hy het ons vrygemaak van die sonde en die oordeel. En wat het die Here Jesus vir ons gedoen? Hy het vir ons verlossing gebring. Wat het die Here Jesus vir ons gedoen? Hy het ons genesing gebring van siekte. Wat het die Here Jesus vir ons gedoen? Hy het vir ons voorsiening gebring, volgens Johannes 10 vers 10. Mense, dit is so belangrik, as mense nie enige hoop het nie, fokus julle hoop op God. En eerste plek, ons kan na God toe gaan, die woord bevestig, nader tot God en hy sal tot julle nader. Dis belangrik mense, dat ons, as ons na die Here toe gaan na die Here toe, maar gaan na die Here toe met geloof. Dit is 100% reg, as ons na die Here toe gaan in ons situasie in ons lewens, die belangrikste punt daarvan is, kry die Here betrokke daarin. Laat die Here betrokke raak daarin. Met ander woorde, as daar 'n situasie is waar daar glad nie hoop is nie, soos wat Esegiel na daai bene gekyk het, die Here het daai onmoontlike situasie moontlik gemaak. Hy het van daai klomp bene het hy 'n groot menigte gemaak. Maar hy het Esegiel gebruik en vir Esegiel gesê, jy doen die praatwerk. Jy doen die beveel. En Esegiel het gedoen. Want soveel mense sit daar so en sê, Here, ek glo jy kan iets doen, dan bly hulle stil en wag hulle. Sê, goed Here, ek wag nou, wat gebeur nou? Ek wag. En terwyl hulle dit doen, sit die Here op sy troon, die God sit op sy troon, en hy kyk na ons, en hy sê, my kind, ek het jou die gesag gegee. My Heilige Gees werk deur jou, soos ek nou net gelees het daarso, in Efesiërs 3 vers 20. Die Here se Heilige Gees werk deur ons as sy kinders, en ons moet ook 'n werk wat ons hierso moet doen. Dis hoekom dit belangrik is, mense, dat as daar 'n situasie in julle lewens is, wees gerus, die Here is groter as sy situasie, maar met die Here se hulp en met sy liefdevolle Heilige Gees se hulp en krag, volgens Efesiërs 3 vers 20, is dit ons as sy kinders se verantwoordelikheid om daai situasie aan te spreek. En sê, nie wat die woord van God bevestig nie, want dit is wat die Here Jesus gedoen het, toe die Satan hom probeer versoek het. Hy het elke keer vir die Satan gesê, nee, die woord bevestig dit. Nee, die woord bevestig dit. Ons is veronderstel om dieselfde te doen. So, die beste ding om te doen is, soos ek al van tevore my boodskap uitgewys het, as daar iets gebeur, eerste plek is, lê dit voor die Here neer. Laat die Here betrokke raak daarin. En die woord bevestig, ons moet oor niks besorg wees nie. Ek het my boodskap uitgewys en wat getitel was, wees gerus. Baie belangrik. Maar die goddelike hoop en die ware hoop wat ons het, wat 'n lewenspadkaart is Here Jesus Christus, maar dis belangrik mense, want my punt hierso wat ek uitgewys het, daar's mense wat daar buite is, wat hoop verloor het, wat nie meer hoop het nie, wat nie meer hoop sien nie. Die belangrikste ding is, Here Jesus Christus het hierdie wêreld oorwin. Here Jesus Christus is ons hoop, maar as 'n gelowige is ook ons verantwoordelikheid om enige hulpelose saak of 'n hulpelose geleentheid aan te spreek, so wat Esegiel daai droë bene aangespreek het. Daarom sê ek vandag vir julle, en ek wil julle vandag aanmoedig, ek is ongelukkig uit tyd, maar ek wil julle vandag asseblief aanmoedig, sê mense, as julle 'n hulpelose situasie in julle lewens het, laat die Here betrokke raak daarin. Dit is baie belangrik, dat mense moet besef die Here weet beter. Soveel mense probeer dinge uit hulle eie krag uit doen, dan kom hulle tot 'n dood op straat ergens. Dit is belangrik om te besef, sodat Esegiel al gesê het, die Here net alleen weet, en die Here het vir Esegiel gesê wat hy moet doen. So weet God beter as enige persoon. Die Here Jesus en sy liefdevolle Heilige Gees weet beter as almal. En ek wil julle vandag asseblief aanmoedig, mense, as julle 'n situasie in julle lewens het, moenie moed opgee nie. Moenie moed opgee nie, daai situasie is nie groter as God nie.
Daai situasie is nie groter as Jesus Christus en sy liefdevolle Heilige Gees. So ek wil hierdie volgende gebed bid en ek wil vir mense vra asseblief, as jy 'n situasie in jou lewe het, bid asseblief vir die volgende gebed saam met my om af te sluit. Hemelse Vader, in die naam van die Here Jesus Christus, vra ek, Here, vergewe my asseblief waar ek onwetend hoop verloor het of kon verloor het. Ek vra, Here, dat U vandag in my lewe 'n magtige werk sal doen, Vader. En ek vra, Here, dat U naam daardeur verheerlik kan word. En ek vra ook, Vader, dat U my asseblief sal leer met U liefdevolle Heilige Gees se hulp hoe om in die oorwinning te kan leef wat die Here Jesus Christus so swaar voorbetaal het. Amen. Mense, vir die wat na die boodskap geluister het en sê, ja, maar hulle kan nie die nodige doen nie, hulle het nie die Here in hulle lewens nie. Ek wil julle die volgende uitnodiging gee om die Here Jesus Christus in julle lewens te aanvaar, want mense, dit is so belangrik, ons lewe in die laaste dae, die Here kom terug. So ek wil die uitnodiging vir mense gee en net vir hulle sê, of vir die wat nie die Here ken nie, asseblief om die volgende gebed saam te bid. Here Jesus, ek kom vandag na U toe en ek glo met my hele hart dat U my liefhet en dat U vir my sondes aan die kruis gesterf het. En ek glo dat U op die 3de dag uit die dood uit opgestaan het. Ek vra U om asseblief vandag in my lewe in te kom as my persoonlike saligmaker en redder. En dat U my asseblief sal skoon was met U kosbare bloed. En ek dank U dat ek glo dat my naam in die boek van die lewe geskryf is en dat ek nou wedergebore is. Amen. Mense en luisteraars, ek het aan die einde gekom van my boodskap. Ek sê vir julle almal baie dankie dat julle na die boodskap geluister het. Ek wil julle asseblief ook uitwys, ons YouTube kanaal is Toerismos Ministry. Die YouTube kanale het die podcast ook op, maar ek wil die mense asseblief vra om asseblief te subscribe aan die YouTube kanaal. En die rede hoekom is dieselfde boodskappe wat ek hierso doen is op die YouTube kanaal, maar die YouTube kanaal het skrifgedeelde skyfies wat wys. Elke keer as ek 'n skrif noem of verwys na 'n skrif, sover dat ons kan, sit ons daai verwante skrif as 'n skyfie op. Mense kan die skrifgedeelte sien op die skerm dan waarvan ek praat. En as ek 'n skrifgedeelte lees, dan sit ons daai spesifieke skrifgedeelte wat ek lees op die skerm waar die mense kan sien wat ek lees of hulle kan volg. En as jy enige vrae het of as jy enige testimonies het, so in Engels sal sê, of jy harte vir die Here gee, dan laat weet ons asseblief by ons e-mailadres. Dit is toerismosministry@gmail.com, of jy kan ons webwerf toe gaan en dit is ook www.toerismosministry.com en laat weet ons asseblief daar. Maar ek sê vir julle baie dankie en mooi bly.